Dit is vandag Vrydag 17 Julie. Baie welkom by hierdie luistermeditasie. Die teksgedeelte waarby ons vandag gaan stilstaan is Sagaria 9 vers 9 tot 10. Ons gaan dit lees in die 83 vertaling. Ek nooi jou uit om daar waar jy is tot rus te kom en om die geskenk van hierdie oomblik te ontvang. Mag hoop en vrede jou hart oopmaak om deur die beweging van God se Gees vernuwe te word. In die evangelie volgens Johannes sê Jesus, ek is die brood wat lewe gee. Wie na my toe kom, sal nooit weer honger kry nie. En wie in my glo, sal nooit weer dors kry nie. Christus ontmoet jou in jou diepste honger en dors. Here God, U woorde skep lewe. U omsluit die wêreld van die een einde na die ander en verlig die duisternis, ook my diepste duisternis. Here, ek kyk so maklik U oorweldigende teenwoordigheid mis en vergeet dat U my op my naam ken. Ek bely in hierdie oomblik opnuut dat ek U wil volg, die gekruisigde Christus, U wat die krag en wysheid van God is. Daarom bid ek, Gees van God, kom vul my nou met wysheid en waarheid. Sagaria 9 vers 9. Jubel Sion, juig Jerusalem. Jou koning sal na jou toe kom. Hy is regverdig en hy is 'n oorwinnaar. Hy is nederig en hy ry op 'n donkie, op die hingsvul van 'n donkie. Ek sal die strydwaans in Efraim vernietig, die perde uit Jerusalem uitroei. Die pyl en boog waarmee oorlog gemaak word, sal gebreek word. Die koning sal vrede vir die nasies afkondig, en hy sal regeer van see tot see, van die Eufraat af tot die uithoeke van die aarde. Wat het jy vandag in hierdie teksgedeelte in Sagaria gehoor? Watter woord of gedagte het met jou gepraat? Ja, die koning van die heelal ry op 'n donkie. So reg in die tradisie van die antieke profete is dit hoe Jesus aangekom het in Jerusalem. Die koning van die wêreld spot eintlik so bietjie met ons liefde vir oorheersing. Hy kom ontbloot dit. Die heerser van die wêreld kom aangery op iets so eenvoudig soos 'n driewielfiets. Dis nie net 'n simboliese gebaar hierdie nie. Jesus bedoel dit werklik. Iemand wat ry op 'n donkie is eintlik iemand wat maklik misgekyk is. God kom wys vir ons dat ons oë baie maal maak dat ons die koning van hierdie wêreld miskyk. Dat ons met ons onwrikbare vertroue en geweld
die antwoord op ander plekke gaan soek. Dat ons met ons mond bely, ons wil Christus volg, maar aan die ander kant neem ons onsself tog so verskriklik ernstig op. Hierdie God laat hom nie meevoer deur ons bewondering nie. Hy maak ons wysheid dwaas. Hy keer mag en heerskappy onderste bo. Hy kom draai die wêreld letterlik op sy kop. En vir ons wat soms verward en bang rondstaan, kom wys hy 'n nuwe manier van wees. Hierdie koning is die een wat sy laaste maaltyd weggee. Hy laat hom verneder, hy word verkeerd verstaan en hy word swak ter wille van ons. Hy word dit wat ons soms die meeste verafskie. Hy kom wys vir ons hoe min die dinge waarin ons soveel waarde heg werklik eintlik saak maak. Hy kom ry met 'n donkie deur ons trots en hy hou geduldig aan om ons skoppende voete te was. Waar het jy onlangs hierdie nederige koning ontmoet? En tot watter soort lewe ervaar jy, nooi God jou vandag opnuut weer uit? Die antieke profete soos Sagaria het reeds ervaar dat God se beweging is nie in die eerste plek om sy vyande net te vernietig nie, maar om die kring van vrede alwyer te trek. En hierdie woorde ego nog vandag oor ons wêreld heen. En vir die een wat deur oorheersing en vergelding probeer regeer, is liefde nie net 'n bedreiging nie, dit ontstel, dit ontwrig en dit ontwapen. Want op die ou end word hierdie waarheid glashelder uitgestal. Wie kan weerstand bied teen so 'n koning, wie se heerskappy geregtigheid is, wie se wet barmhartigheid is, en wie se krag genade is, en wie honger en dors nie hierna nie. Dit is die vreemde logika van God se koninkryk. Mag wat sigbaar word in nederigheid, oorwinning wat behaal word deur liefde, en vrede word nie afgedwing nie, maar aangebied. Miskien is dit ook hoe Christus vandag na my en jou toe kom. Nie in die groot deurbrake waarvoor ons so bid nie, maar stil en sag, geduldig. Hy dwing homself nie op teenoor ons nie. Hy nooi ons uit. En die vraag is nie net of ons hom as koning erken nie. Die vraag is of ons bereid is om sy manier van koning wees aan te leer, om in die ritme van sy koninkryk te leef, om minder geweld in ons woorde te dra, minder vrees in ons besluite, minder behoefte aan hom te wen, om ons troon en beheer prys te gee. Selfs ook daar in jou stryd vir geregtigheid in God se wêreld, is die uitnodiging om van jou troon af te klim, en te vertrou op God se barmhartigheid. Ons almal volg iemand. Mag liefde jou koning wees. Ek nooi jou uit om nou in stilte te sit en met die Here te praat oor dit wat in jou binneste beweeg het tydens hierdie meditasie.
Here God, my gebed is dat U my vandag sal wortel in nederigheid. Mag die taal van U koninkryk my kom en my gaan bepaal. En mag ek kyk deur die lens van U genade. Here, U nooi my uit en sê, volg my. Ek bid dat U my sal leer wat dit beteken met dit wat vandag oor my pad gaan kom. Leer my om U te volg sonder om elke tree te verstaan. Leer my om saam met ander hul laste te dra sonder om beheer oor te neem. Leer my hoe om my eie rug ook regop te hou sonder om trots en hoogmoedig te raak. En Here, kom leer my wat dit beteken om eg teenwoordig te wees sonder om oor te neem. Om te vertrou dat U Gees die pad vir my sal wys. Amen.